Ons het reeds melding gemaak van die belangrike rol wat vroue in Jesus se bediening gespeel het, en ons gaan vorentoe weer daarna verwys, maar vandag staan ons stil by die feit dat hulle getroue ondersteuners was. By die kruis van Jesus, die kruisiging van Jesus in Johannes 19, vers 25 tot 27, sien ons, het sy moeder Maria en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Nou, hierdie mense, hierdie vroue staan daar nie om net toeskouers te wees van 'n skouspel nie, maar hulle staan daar uit meegevoel, simpatie, hulle ondersteun hierdie Jesus in sy bittere, smartlike tyd. En ons sien toe Jesus sy moeder sien, en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En ons lees van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. 'n Baie intieme verwisseling van menswees, erkenning van mense wat kom om te ondersteun. En die Here Jesus sien haar, sy moeder, raak, en hy maak voorsorg vir haar, dat sy wat hom nou ondersteun, ook in die toekoms ondersteun sal word. In Handelinge 9 vers 36, vers 37 en vers 40 sien ek, daar was in Joppe 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks, Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Soveel so dat sy ook, toe sy siek word en sterf, dat Petrus haar uit die dood opgewek het. Nou hierdie vrou, Dorcas, het dan ook die simbool geword, die persoon wat onder andere in die AGS die bediening aan sorgbehoewendes en ander gekry het. Die Dorcas, die sistersvereniging, was die Dorcas in die AGS. 'n Pragtige toepassing van hierdie vrou wat versorg het en mense gehelp het om deur die lewe te gaan. En daarom kan ek net vandag sê, mense wat vir ander omgee, absoluut noodsaaklik is in die huis, in die gesin van die Here Jesus. Miskien kan ek en jy bietjie meer moeite doen en ook hierdie rol oorneem en vervul. Loop mooi.